Baie dankie, Hemelse Vader. Baie dankie vir u teenwoordigheid hier vandag, my God. Soos ons by mekaar kom vir Vadersdag, Here, wil ons net u, ons eregas, ons Vader, welkom weet in die huis, Here. Indien julle nie gevoel het die presence van God, soos ons nou daar die liedjies gesing het nie, neem 'n oomblik, soak het in. Die Here is hier en die Here wil beweeg en die Here het vandag 'n boodskap wat hy aan elkeen wat hier is wil oorgee. Here, ek vra dat die ore voorbereid is, Here. Here, ek vra dat hierdie wessel wat hier staan om u woord te gee, Here, niks vergeet dit wat u op my hart gelê het nie, Here, en dit wat u wil byvoeg, dit wat u wil uithaal, Here, dat u doen. The floor is yours, God. Here, ek wil sê baie dankie vir elke vader wat hier is, Here. Ek wil baie dankie sê vir elke persoon wat hier is, my God. Here, en ek wil hê dat elkeen wat hier is, Here, dat ons moet besef op die ou einde van die dag, my God, is ons kinders en u is ons Vader, my God. Baie dankie, Here. Vat beheer in Jesus naam. Amen. Sê, goeiemôre almal, en blessings vir elke pa wat hier is vandag. Mag jy 'n geseënde oggend saam met ons hê. Mag jy ook gespoil word wanneer jy by die huis kom vanmiddag. En en mag ons ryker hier uitstap as wat ons ingekom het vanoggend. My naam is Daddy Karsens, vir die wat my nou nie ken nie. En ek gaan vandag met julle praat oor die woordjie pa. Wie is een van die kleinste woordjies seker in die woordeboek met soveel betekenisse. Dis 'n woordjie wat so baie, so 'n klein woordjie wat soveel verskillende dinge vir so baie mense beteken. En soos jy vandag hier sit, as daar een ding is wat ek wil hê jy moet hier uitvat, kind of pa, is dit probeer asseblief. Kinders, probeer jou verhouding met jou pa opskerp. Ouers, probeer jou verhouding met jou kinders opskerp. Selfs al het jy 'n goeie verhouding met jou kinders. Kom ons wakker net weer daai vlam oop en besef uit op die ou einde van die dag, ons is almal kinders in die koninkryk. Jy weet, hoeveel grafte lê nie daar buite waar mense gaan staan en dinge sê vir die hoopsand nie. Dinge wat moes gesê het gewees het terwyl mense kon hoor, terwyl mense kon sien, terwyl jy jou hand kon uitsteek, terwyl jy 'n drukkie kon gegee het. Hoeveel spyt is daar nie in begraafplase nie. Dit wat daar lê en dit wat nog leef. Ek lees laasweek toe ek voorberei, lees ek 'n random post op Facebook van 'n meisie wat haar pa verloor het. Nou dit klink my die pa was op 'n siekbed. En sy sê, ten minste is hy nou van sy pyn en lyding verlos, maar daar's een ding wat sy hoop en oor spyt is. En dis dat sy en haar pa nie vrede gemaak het voor hy dood was nie. Jy weet, sulke geleenthede kom nie van self nie. Dis of jy skep daai geleentheid, of die Here kom skep daai geleentheid. Vandag is daardie geleentheid, vir almal van ons wat hier sit en die wat ook later aanlyn gaan luister. Jy weet, dit is so 'n belangrike aspek vir die Here, is hierdie verhouding tussen ouers en kinders, dat die laaste versie van die Ou Testament, in Maleagi, ons gaan nou na hom kyk, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament bereken hulle is daar so 400 jaar wat verbygegaan het. So vir 400 jaar het die Here, was daar stilte. En die Here het die mensdom vir 400 jaar met hierdie volgende woorde, Gerard, as jy vir ons Maleagi kan opsit, met hierdie volgende woorde gelaat. Dit behoort jou net 'n idee te gee
hoe belangrik hierdie verhouding is vir die Here, vir jou Skepper, vir jou Vader, vir jou as mens. So kom ons lees gou saam. Daar staan geskryf, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met banvloek tref nie. Jy weet, verder sê Psalm 127 vers 3 vir ons kinders is 'n geskenk van die Here. En ek dink so baie, nie slegs Suid-Afrikaners nie, maar so baie mense reg oor die wêreld besef dit eenvoudig net nie. So baie paas dink net dit is 'n birthright. Jy het geskenk geboorte, help gee aan hierdie kind and there we go. Now I'm daddy. Maar jy weet, pa, papa, daddy, dada, of wat ook al jy jou vader noem, is nie net 'n noemnaam nie. Dis 'n titel. Dis 'n elke keer as jy daardie persoon aanspreek as dit, spreek jy hom in die titel aan. Dis 'n posisie van eer. Dis 'n posisie aan die hoof van die tafel. Dis 'n posisie wat sy mense lei. Dis 'n leier. Dis 'n eerbare posisie. Daar's baie paas wat daai eerbare posisie verdien. Derduisende van hulle. Maar dan kry jy ook kinders wat sonder hulle paas groot word. Dan kry jy sogenaamde paas wat weghardloop nadat hulle meisie swanger gemaak het. Sogenaamde paas wat al kinders afskeep wanneer hulle skei van die maas. Sogenaamde paas wat drank en goeie tye bo hulle kinders kies. Sogenaamde paas wat nie 'n rol speel in hulle kinders se lewe nie, maar wanneer daar groot besluite geneem wil word, dan wil hy sy pa stempel afdruk. Ruk julle self reg, gents. Dis 'n eer om 'n kind in hierdie lewe te kan bring. Dis 'n eer om 'n pa te kan wees. Dis nie sommer net 'n ding nie. Ek weet wat dit is om nie 'n pa te hê nie. Die meeste van julle sal weet, my pa het gesterf toe ek 5 maande oud was. So ek het nie verstand gehad teen daai tyd nie. Ek kon nie praat nie. So ek het nooit daai eer gehad om iemand enige van hierdie noemname, pa, wat ook al, te noem uit my bloed nie. Uit my bloedlyn uit nie. Dat sy bloed in my are pompie. Op 41-jarige ouderdom het die Here ook nog nie vir my die geskenk van Psalm 127 vers 3 gegee nie. Ek het nog nie 'n bloetjie van my eie nie. So ek het nog nie daai woord pa, vader, wat ook al aangehoor nie. Ek mag dit dalk in my leeftyd nooit ervaar wat dit is om iemand pa te noem uit my bloedlyn uit nie, of om pa aan te hoor uit my bloedlyn uit nie. Daarvoor kan ek hier staan en vir julle sê, dis 'n absolute eer. As jy vandag hier sit, en jy word pa genoem, of as jy vandag hier sit, en jy kan iemand pa noem, ons moet dit begin besef. Dis nie sommer 'n gimmick nie. It's a position of honor. Dis 'n geskenk uit die troonkamer uit van God. Ons het almal pyn. Ons het almal pyn. En miskien is jou absenteeism as 'n pa as gevolg van 'n minderwaardigheidskompleks. Miskien was jy swak hanteer deur jou pa. Miskien is dit al wat jy ken. Miskien voel jy 'n failure. Miskien het jy nie genoeg geld nie, so ek kan nie vir my kind sorg nie. Wat ook al jou rede is. Miskien het jy 'n verslawing. Wat ook al jou rede is, hoekom jy nie kan man up en 'n pa wees nie. Ons moet daai siklusse breek. Ons moet daai siklusse breek. Ons moet ontslaa raak van daai pyn, sodat ek nie my pyn vir my kind gaan gee, my kind sy pyn vir sy kind gaan sê nie, en sodoende 'n generational curse op my bloedlyn plaas nie. Ons sny dit af vandag in die naam van Jesus, hier en aanlyn. Dit is die geleentheid wat God die Vader, ons Vader, vandag vir ons skep. Jy weet, aardse dinge is niks.
Ons kan dit nie saam met ons vat wanneer ons eendag dood is nie. So just do your best and God will do the rest. Hê lief, leef uit 'n posisie van liefde uit. En jy kan nie faal nie, want God is liefde. Jy weet, ons aksies het 'n impak op ons paas as kinders, en ons paas se aksies het 'n impak op ons as kinders. En ek sal nou vir julle voorbeelde uit die Bybel uithaal, maar voor ons daarby kom, wil ek net vir julle aanhaal uit Esegiel 18 vers 20, waar dit sê, in 'n nutshell, ons gaan nou hom lees, maar dit sê, terwyl my pa se aksies 'n impak op my hele lewe het, my seun se aksies 'n impak op my hele lewe het, kan hy nie 'n impak hê op my eindbestemming nie. Dis my responsibility. Dis my saak met my Vader God. So daai kan geen seun of pa of wat ook al beïnvloed nie, maar ons kan ons tydjie hier op aarde vir mekaar beïnvloed, of vir die negatiewe of vir die positiewe. So met dit as agtergrond is die eerste voorbeeld, en ek is seker ons almal ken hom, so ons gaan nou nie deur hom lees nie, ek gaan nou net so 'n agtergrond gee, is Adam en Eva. So, dis sommer aan die begin van die Bybel. Adam was die eerste man wat die Here geskape het, en hy het vir Eva geskape as sy vrou. En toe die Here, hulle het gewoon in die tuin van Eden, en die Here sê toe vir hulle, die Vader sê toe vir hulle, as een reël, moenie van die boom in die middel van die tuin eet nie. Dis al reël. Hulle leef in absolute vrede, sonder sonde, in die heerlikheid van die Here. Hulle moet net nie van daai boom eet nie. In die vyand kom, die duiwel kom in die vorm van 'n slang, en hy sê vir Eva, traai die ding. Het die Here nou regtig gesê, jy kan nou nie die ding eet nie, hoekom sal die ding nou daar wees as jy nie mag nie? Eva sê toe, oké, en Eva oorreed toe vir Adam, traai ook maar man. Jy weet, en Adam val toe vir die joke, en die gevolg is dodelik. Die gevolg is, sonde word gebore in hierdie wêreld. Die gevolg is dodelik vir hulle kinders. Hulle 2 seuns gehad, Kain en Abel. Jaloesie het nie bestaan voor Adam en Eva. Ek sal nou maar Adam en Eva, nie Eva en Adam sê, wat die appel geëet het nie. Voor Adam en Eva die van die boom geëet het nie. Sorry, ek het my trein of soort nou heel verloor. So sonde het nie bestaan nie, daar was nie jaloesie nie, daar was nie envy nie, niks van daai goed nie. En toe raak Kain jaloers op Abel. En hy maak hom dood. Dit is 'n gevolg van die aksie wat Adam en Eva geneem het deur van daardie boom te eet. So hier het ons 'n voorbeeld van die ouers se aksie. Dit was nie dit het nie 'n impak gehad op hulle indirek het dit, maar dit het nie 'n direkte impak gehad op hulle ewigheidsbestemming nie. Maar dit het 'n impak gehad, 'n dodelike impak op hulle lewe. Nou gaan ons kyk, ons gaan nou saam lees uit Samuel uit oor die impak wat kinders op hulle ouers se lewe kan hê, want dit is 'n two-way street. As ek net my plekkie sê. Ons lees nou eers saam uit 1 Samuel 2 vers 12 tot 17. Nou in die tyd in die Israeliete was Eli 'n priester. En ons lees saam, as ek net my plekkie kan kry, as hy. Ons lees uit vanaf vers 12. Daar staan geskryf:
Maar Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Die reg van die priesters teenoor die volk was so: elke keer wanneer iemand 'n offer bring, kom die priester se slaaf met 'n 3-tand vurk in sy hand, en wanneer die vleis kook, steek hy die vurk in die kastrol of die bak of die pot of die pan. Alles wat die vurk optrek, vat die priester vir hom. Dis 'n lucky draw. Dit het hulle gedoen met al die Israeliete wat in Silo kom offer het. So hierdie mense bring nou hulle offergawes vir die Here, en dan steek hulle nou hulle vurkie in, hierdie dienaars van die priester, en daar kry jy nou jou vleisie. Maar hierdie ouetjies van Eli het bietjie anders geoperate. Maar nog voordat die vet aan die brand gesteek is, het 'n slaaf van die priester al gekom en aan die man wat geoffer het gesê: gee vleis om vir die priester te braai. As ons nou maar nog lief vir ons braai nie. In elk geval. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net rou vleis. As die man dan vir hom sê: laat hulle tog net eers die vet aan die brand steek, dan kan jy vir jou kry wat jy wil. Sê die slaaf vir hom: nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Hierdie sonde van Eli se seuns was baie groot in die oë van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. Ons lees dan verder, ons gaan nou lees in die 1 Samuel 2, vers 22 tot 25. Dit is nou net so bietjie aan, daar staan geskryf: Eli was al baie oud, en wanneer hy alles gehoor het wat sy seuns aan die Israeliete doen, en dat hulle by die vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle: waarom doen julle sulke dinge, dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here. Wanneer een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan die saak uitmaak? Die stukkie wat ons nou nie verder, ek lees maar net so hierdie eerste lyntjie verder. Hulle sê, hulle het hulle egter nie hulle pa se vermaaning geluister nie. So Eli het probeer. Hy het vir hierdie kinders gesê: hey, kykie, julle kan nie dit doen nie. Dit wat julle nou doen is verkeerd. Verkeerd in die oë van die Here. Die kinders het nie geluister nie. So nou kom ons lees in vanaf 1 Samuel 2 vers 27. Wat die gevolg van hulle aksies was. Daar staan: 'n man van God het by Eli gekom en vir hom gesê: so sê die Here, ek het my duidelik geopenbaar aan die huis van jou stamvader toe die volk in Egipte aan die faraos onderdanig was. So die Here het hier vir Eli se voorvaders beloof, hulle is priesters forever and a day. Nou het hulle dit, jy weet, is nou soos die stoute paas maak. Hy het nou hierdie kind en nou he took it for granted. En ek het jou stamvader vir my uit al die Israelitiese stamme as priester uitgekies om my altaar te bedien, om wierook aan die brand te steek en om 'n skouerkleed voor my te dra. Ek het jou familie al die 4 offers van die Israeliete gegee. Waarom verag julle my diereoffer en my graanoffer? En my graanoffer waarvoor ek voorskrifte in my woonplek gegee het? En waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my, deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van my volk Israel? Daarom, sê die Here, lewer die Here God van Israels uitspraak: ek het nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in my tempel dien. Maar nou sê ek, die Here, dit sal nie gebeur nie, want die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag. Daar kom 'n tyd dat ek die priesterskap van jou en jou familie af sal wegvat, en jou familie sal niemand oud word nie. Jy sal in nood na my woonplek staan en kyk tussen al die weldade wat ek aan Israel sal bewys. In jou familie sal niemand ooit oud word nie.
Net een sal ek nie van my altaar afsny nie. Maar wanneer ek jou oë laat dof raak en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleur van hulle lewe sterf. En wat jou 2 seuns Hofni en Pinias sal gebeur, sal vir jou teken wees. Op dieselfde dag sal hulle albei sterf. Dan sal ek vir my 'n betroubare priester aanstel. Volgens my wil en wens sal hy handel en ek sal vir hom 'n bestendige nageslag gee. Hy sal altyd diens doen as my gesalfde priester, maar elkeen wat uit jou familie oorbly, sal voor my priester kom buig vir 'n geldstukkie of 'n snytjie brood en sê, neem my tog op in een van die priesterordes dat ek 'n stukkie brood kan eet. Dis 'n mondvol van how the mighty has fallen. Vandag praat die Here met elkeen van ons. As ons Vader, praat die Here met elkeen van ons. En hy sê vir jou, turn away from what you are doing wrong. En draai na my toe. Jy weet, terwyl ek so voorberei, ek like so voorberei, as ek nou so klaar my stukkie in die kop het, gaan ek sny ek bietjie gras, en dan gesels ons. En toe slaan dit my, wie het eerste gekom? Die pa of die seun? Logika sê ons nou vir jou, maar die pa, want hoe kan daar aan 'n seun, maar is eintlik in mensekind het die seun eerste gekom. Want die Here het vir Adam, volgens Lukas vers 3 vers 38, verwys het na die seun van God. Adam was die eerste mens. So Adam is 'n seun gewees, wat God die Vader gemaak het, voor Adam vir Kain en Abel gekry het. So as jy dit snap, dan gaan jy baie snap. Want ons is eers, en dit sluit vrouens in, sons of God. So ons is eers kind, voor ons die verantwoordelikheid het, om iemand anders die pad te wys, wat eintlik 'n pa is. Dis nie 'n tigstorie nie, dis 'n verantwoordelikheid, om in te neem dit wat God vir jou, hoe God vir jou lei, en vir jou in 'n posisie van eer sit, wat jy aftrek, en daai verantwoordelikheid aan te pas. Dis nie 'n besitting nie. Jy weet, ek wil vir die ouer garde sê, die oorlog is verby. Jy kan jou swaard neerlê. Let your hair down a bit. Hê lief. Jy hoef nie daai kind soos 'n soldaatjie groot te maak nie. Jy hoef nie daai kind just out of love. Vergewe jou pa vir dit wat hy aan jou gedoen het. Dalk het hy vir jou rigied groot gemaak soos 'n soldaatjie. Dalk het hy jou op die ashoop gegooi. Dalk het hy jou broer of jou suster bietjie meer aandag gegee en het jy nog hang-ups oor dit. Wat ook al, dalk het hy jou gedurig pak gegee. Let healing take place as 'n kind eers. Ons almal wat hier sit is kinders. Ons almal wat hier sit het seer. Ons almal wat hier sit moet teruggaan en gaan vergewe. Vergewe jou pa, vergewe jou ma, vir wat ook al
Dit is wat hy of sy aan jou gedoen het. Ruk oop daai letsels, vra die Here om in te kom en totaal en al te kan vergewe. Indien jy nog nie in sonship van die Here ingestap het nie, indien jy nog net alles gedra het as 'n pa, is dit vandag die tyd om te besef, jy het 'n Vader wat jou wil, jou pyn, jou seer wil dra. Ek wil almal uitnooi om, Gerard, ek weet nie of ek vir jou Spreuke 6 vers 20 gegee het nie, maar ek sal hom net lees. Indien jy nog nie die besluit geneem het om 'n kind van God te word nie, wil ek hê jy moet kyk na Spreuke 6 vers 20. En ek wil hê jy moet, dis nie 'n pa wat hier met 'n kind praat nie. Dis jou hemelse Vader wat vandag met jou praat. En die Here sê, my seun, hou vas aan wat jou Vader jou voorskryf. Jy weet, Jesus Christus het gesê, hy doen dit wat hy sien, wat die Here Vader doen. So ook moet ons vashou aan die woord van die Vader. Selfs dan, jy sien, dit werk so, wanneer jy in die woord van die Vader is, wanneer jy action, die woord van die Vader, en jy sit dan in jou posisie van eer aan die hoof van die tafel, en jou kinders kom, en soos Eli se kinders, en hulle stap buite die wil van die Vader, dat tig jou, want hy moet terugkom in die wil van die Vader, dis nie my wil nie. Ek tig nie my kind omdat ek wil, dis hoe ek sê, jy maak soos ek sê. Hoor wat die Vader sê, plant daai in jou hart, wanneer daai kind uit die lyn is van die Vader, bring ons hom so bietjie, op die regte pad, because now you are messing up. Verder staan daar, hou vas aan wat die Vader vir jou voorskryf, dit moet jou altyd bybly, dit moet in jou hart wees. Dit wat die Here, as jy die Heilige Gees in jou hart het, tik hy vir jou ook. Jy weet wanneer ek nou iets verkeerd gedoen het, en jy repent onmiddellik, want dis jou guide. Dis jou guide. Dit moet altyd by jou bly. Daarmee moet jy saamleef. Dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen. Dit sal jou beskerm as jy slaap, en jou lei sodra jy wakker word. Wat ek jou voorskryf, is 'n lamp. My onderrig is 'n lig. Wie hom laat regwys, is op die pad na die lewe toe. Vir die kinders wat hier is, wil ek sê, jou pa was ook op 'n dag 'n laaitie met drome, maar 'n laaitie wat ook seer gekry het. 'n laaitie wat ook sit met pyn. 'n laaitie wat nou nog rondstap met daai pyn. Indien hy kies om vandag daai pyn te laat gaan, moenie jy vashou daaraan nie. Moenie jy hom herinner daaraan nie. Stap die pad saam. Stap die pad saam as 'n kind, want at the end of the day is ons almal kinders van die Here. En ons moet mekaar help om 'n goeie ewigheidsbestemming te kry. Vandag is 'n dag waar jy opnuut kan begin. Dalk voel jy is te laat. Jy weet, dalk het jy reeds 'n kind verloor. Ek kan nie die pyn imagine nie. Dalk het jy reeds 'n ouer verloor. It's never too late. It's never too late.
Jy kan nog steeds teruggaan. Vergewe, vergewe, vergeet, draai weg van daai pyn af. Moenie toelaat dat daai pyn jou kind se pyn word nie. Moenie toelaat dat daai pyn dan verder jou kleinkind se pyn raak nie, jou agterkleinkind se pyn raak nie. Stop dit hier vandag in die naam van Jesus. Laat vandag 'n nuwe dag wees. Ek wil graag, en hiermee gaan ek afsluit, wil ek graag ek wil eintlik al die paas genooi het, maar ek voel, kom ons almal, neem 'n stapie voor, kom staan hier voor, en ons verklaar net opnuut, dat ons kinders van die Here is, en ons bid en ons seën ons as kinders van God. Jy weet, terwyl ons bid, en almal se oë gaan toe wees, hopelik. En jy voel, jy het ekstra gebed nodig. Steek net jou hand, jy hoef hom nou nie vir almal, maar laat ek maar sien. As jy daai sonship van God die Vader wil ervaar, wil skoonmaak, laat die Here daai letsels, nie net vir jou nie, because this is not just for you. Die is vir jou bloedlyn. Die is vir jou kinders. Die is vir jou kinders se kinders. OK. So kan ek maar net vra al die mans dan. Kom staan net hier voor asseblief. En vir die vrouens ook. Vir die vrouens ook, as jy daardie sonship nog nie aanvaar het nie, en jy wil, steek net daai handjie op. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir u seuns wat hier vandag staan, Here. From left to right, my God. Here, ek vra asseblief. Hier is baie pyn, my God. Here, hier is baie pyn. Hemelse Vader, krap oop, my God. Krap oop die harte, Here. Maak oop daai letsels, my God, sodat u nie net 'n pleister op dit kan plak nie, my God, maar dat u hand uitsteek, Here. Your healing hand in their hearts, Father God. Here, ek vra asseblief, raak hulle miraculously aan, my God, Here. Here, hier is jare se pyn, my God. Hier is jare se pyn wat ons wil van ontslaa raak, Here. Ek vra elkeen wat hier staan, Here, het 'n trappie vorentoe geneem om te sê, God, hier is ek, vat my pyn, Here, vat my pyn, kruisig dit op die kruis, Here, vandag stap ek hier uit sonder enige letsels van die verlede, Here, enige letsels, Here, enige letsels van verwerping, my God. Here, hier staan baie mans voor u, wat met harde paas groot geword het, my God. Harde paas wat in oorlog was, paas wat militêre diensplig gedoen het, Here, wat rigied was, my God. En as hulle kort gekom het, Here, dan het die pa vir hulle gesê, jy het kort gekom. Here, God het jou geskape. God het jou geskape. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Here, asseblief, breek oop elke hart, my God. Here, ek wil kom by die hoof van ons huis, my God. Here, en ek bring vir pastoor Peri voor u, Here.
versterk hom, my God. Here, versterk sy gees, Here. Here, waar hy moontlik kan down wees, my God, lift hom up, Here. Bring hom op, my God. Heilige Gees, vul hom, Here. Because so much depends on him. Die huis kyk na hom, Here. Soos vir elke pa wat hier staan, Here. Die huis verwag, die huis verwag. Here, maar ek bid dat elke vader wat hier staan, as julle vrouens dalk net hande op die manne kan kom lê asseblief. Elke man wat hier staan, Here, laat hy besef, it's not on his shoulders. Laat hy daai gewig, Here, vat daai gewig, onmiddellik daai gewig van hulle skouers af, my God. Laat daai gewig, your yoke, Here, laat het, come on, Father God. Vat hulle pyn, Here, vat hulle druk, my God, so that they can know, dat ek kyk een rigting, en daai een rigting is boontoe. Dawid sê, waar sal my hulp vandaan kom? Graveer dit op julle harte. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Indien julle voel, enige iemand wat nog vir hulle wil bid, by all means. Sal enige iemand wat vir wie ons hande kan oplê, sal enige iemand wat wil sê, Here, hier is ek vandag, I am your son, I accept you as my father. Ek bid vir hulle, Here, wat dalk nog beplan, Here, om kinders in hierdie wêreld te bring, Here. Ek bid vir wysheid, Here. Ek bid vir insig, Here. Ek bid vir onderskeiding, Here. Here, ons kan net ons beste gee van wat ons weet hoe om te gee. En ons beste hoe om te gee, Here, as ons by U kom sit en by U kom leer. Ons paas en ons oupas en ons oupa grootjies en oeroupa grootjies, Here, en ons self is feilbare mense, Here. Ons is feilbaar, Here, en dit is soms so moeilik vir ons as vaders om dalk vir ons seuns te sê, ek is jammer, maar ek het ook nie geweet hoe nie. So ek bid werklik, Here, soos dat hulle ook gebid het, Here, hier staan baie pyn, Here. Hier is baie seer, Here. Hier is dalk vanoggend baie verwyte, Here. Hier is baie verhoudings, Here, wat moet herstel word, Here. En ek bid, Here, dat seuns na die vader en die vader na die seuns, Here, sal keer, Here. En net sal sê, dis okay, dis okay. Slaan jou oë op na die berge, want jou hulp kom van die Here God Almagtig. En jammer, Here, as ons as paas soms so ons onvervulde drome op ons seuns wou afgedwing het, Here. Dat ons dalk ons seuns in 'n vormpie wou giet vir dit wat ons dalk sou wou bereik het, Here. Natuurlik, Here. Natuurlik moet ons kinders leer om te streef na beter, Here. Maar ek bid, Here, dat paas na seuns en seuns na paas sal kyk, Here, en sal besef, sonder God is ek tot niks in staat nie. Maar God het hierdie kind aan my toevertrou. Het my uitgesoek om 'n pa vir hierdie seun te wees, Here. Sodat hy weer eendag 'n seun vir sy seun kan wees, 'n pa vir sy seun kan wees, Here. Dankie, Here. Ons staan hier vandag, Here, en ons verklaar, Here, dis genade, Here, op genade, Here.
En ons verklaar vandag, Here, as 'n groep mans, Here, ons sal in Jesus Christus ons beste probeer, Vader. Amen. Here, ek wil ook bid vir moesmoedigheid, my God. Selfs al is dit nie Paas hier in die Here, wil ek lewe spreek oor elke liewe siel wat vandag hier is en elke liewe siel wat later aanlyn gaan luister. Laat hulle kan weet, my God, dat wanneer hulle down is, Here, dat hulle kan kom drink by die fontein van die lewende water, Here, en dat U hulle sal versterk, my God. That this life, Here, U weet, ek doen in hierdie week is daar 'n storie van 'n vrou wat op 51 het sy begin swat. Op 60 kry sy 'n LLB graad. En sy het nog drome, my God. U weet, it's never too late. It's never too late. It's never too late. It's never too late. Moenie doodgaan en jou calling mis nie. It's never too late. In Jesus' naam. Amen.